Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vir dit wat vir mens onmoontlik is moontlik by God. Amen. As jy hier sit vanoggend en vir die mens sê dit kan nie gebeur. Wil ek vir jou hoop gee. By God is alles moontlik. My tema vanoggend is die kroon van die lewe. Ek begin nou met 'n reeks vandag wat ek oor die volgende paar weke die verskillende krone wat ons eendag gaan ontvang, gaan oor gesels. Ek gaan met julle deel. Ek gaan bietjie dit uitmekaar uittrek en net bietjie journey daarin. Ons jaartema is ons kan nie, maar met Jesus kan ons. Ons as mens kan nie altyd alles doen. Al wil ons hoe graag, maar ons is gebeperk tot sekere goeders. Maar met Jesus kan ons dit doen. Ek wil vinnig by julle hoor, wie was almal kinders gewees? Een kind, as hulle klein is en 'n ouer sê vir 'n kind, moenie dit doen nie, dan weet hulle mos altyd beter. 'n Kind gaan mos vir jou sê, maar nee, daar gaan niks gebeur nie. Maar hoekom praat jy as ouer? Want jy het ervaring daarin. Jy het dit gedoen, jy weet as jy gaan vinnig ry met jou fiets en jy gaan miskien jou voorbriek trek, die kans groot dat jy gaan vorentoe val. En jy kan nie vinnig om 'n draai ry met 'n fiets as daar los klippe op die pad lê. Jy het 'n harde ontmoeting met deurpad. En koop jy vir jou 'n stukkie grond net daar. Wie van julle toe julle kinders was, het sport gedoen? Wie van julle het uitgesien wanneer jy klaar gehardloop het, jy prepare yourself, ons gaan nou hardloop, maar jy kyk al hierdie ouens in die lyn af. Dink nou self vir jou, jy het 100 meter gehardloop, al was jy nie 100 meter atleet nie, dink jouself, jy het die uniform aan gehad, jy het spikes aan gehad, jy was reg om hierdie 100 meter te hardloop. Daardie afrigter sê merke, gereed en hy skiet. Hy's uit die blokke uit soos 'n koel uit 'n geweer uit. Jy kyk nie langs jou nie, jy kyk nie agter toe nie, jy gaan vorentoe. Want jy wil iets behaal daarvoor. Jy gaan hardloop om klaar te maak. Jy gaan nie hardloop tot 5 meter voor die uitlyn. Jy was heel voor gewees. Jy gaan staan en wag nie. Kyk, kom, jy moet gaan. Ek sê jy vol as jy klaar is. Nee, jy gaan om klaar te maak. Maar wanneer jy klaar gemaak het, en jy staan op daai podium, kry jy iets. Hoe voel jy, as jy daai medalje of daai beker kry? Hoe voel jy binne? Ek was excited, ek voel trots, jy voel, well done. Ek het gehardloop, ek het klaar gemaak, ek gaan die prys kry. Jy gaan nie hardloop en voor die lyn stop en terugloop nie. Want jy gaan hardloop om klaar te maak, om iets te ontvang. Dis wat Jesus vir ons wil gee. Ons almal
huidige lewe van ons, hardloop ons na krone. Ons hardloop na titels toe. Ons hardloop na net 'n tap op die skouer. Maar ons jaag erkenning na. Maar vandag wil ek vir jou sê, al daai goed is tydelik. Jy kry vandag, as jy 'n ballet gedoen het, ek onthou toe Renay ballet gedoen, hy sit dan die mooiste kroontjies op hulle koppe, hulle is nou ballerinaatjies en goed. Daai kroon lyk nou mooi, maar môre waar soos hy? Op die rak, vol stof. Hy hou nie verlang nie. Jy gaan nie met daai kroon die hele dorp verloor nie. Daar seker mense wat dit doen. Maar vir my het daai kroon nie die waarde wat God eintlik vir ons wil gee. God, die woord openbaar egter vir ons 'n ander soort kroon. Die een wat nie ek of jy kan opsit self nie. Dis 'n kroon wat God vir ons gee. God die Vader gaan vir ons gee. En as jy daai kroon het jy baie. Geld kan nie daai kroon koop. Jou titel wat jy het op aarde kan nie daai kroon koop. Jou balans in jou bankrekening kan nie vir jou daai kroon kry nie. Dit gaan bietjie meer as dit. Hierdie kroon word nie gewen deur menslike prestasies nie. Ons jaag so baie goed na, maar wanneer ons dit mis, gaan ons baie mis. Julle is welkom julle woord oop te maak by Jakobus 1 vers 12. Dit sê hier, so salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon kry van die lewe, ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Hierdie gedeelte kan ons aflei dat daar versoeking gaan kom. Maar wanneer jy hierdie versoeking verdra, wanneer jy dit oorkom, gaan jy die kroon van die lewe ontvang. Daar gaan beproewings kom. Daar gaan toetse kom. Nie wat jy gaan skryf fisies nie, maar dit gaan getoets word. Jou geloof gaan getoets word. Staan jy vas in God? Of staan jy in die sand? Dit is hierdie oomblik wat jy wil moet opgee. Wanneer jy voel jy wil net terugdraai, ek kan nie oor die wedstryd gaan. Jy wil omdraai, maar is nog nie voltooi nie. Dis wanneer jy voel, Here, ek kan nie. Ek kan nie meer aangaan nie. Jakobus sê vir ons nie dat gelowiges ontsnap versoeking nie. Hy sê die gelowige verduur dit. Ons almal gaan versoekings op ons pad kry. Maar gaan jy dit teenstaan of gaan jy maar saam met hierdie versoeking gaan? Geloof is nie om probleme te vermy nie, maar om deur hierdie probleem saam met Jesus te loop. Ons gaan almal op een of ander tyd op ons journey kry ons probleme. Maar wanneer jy saam met Jesus hierdie probleem aanpak, wanneer jy sê, Vader, Here Jesus, help my, dat ek saam met U hierdie, dan gaan jy sien. Het gaan nie net verdwyn,
maar dit gaan makliker wees om aan deur te kom. Efesiërs 6 vers 12 sê, en ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose gees in die lig. Wanneer jy 'n kind van God is, die vyand hou nie daarvan dat jy jou rug omgedraai het nie. Hy hou nie daarvan dat een kind vir hom minder is. Maar daar's 'n prys wat jy gaan moet betaal as jy rug op Jesus draai. Daai prys gaan jy kry. Dis die ewige hel. As jy rug op Jesus draai, is die ewige lewe nie vir jou dan nie. Net so sê Johannes vir ons in 1 Johannes 2 vers 14 dat diegene wat die bose oorwin sterk is. Dis nie fisies hoeveel krag is in hierdie pompos nie. Hoeveel sit-ups kan jy doen nie? Dit gaan nie daaroor nie. Hoe sterk is jou geloof? Hoe geanker is jou geloof in Christus? Die klem van die kroon van die lewe is egter oorwinning, geregtigheid en eer. As ons gaan kyk in 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25, kom dit aan by my intro wat ek sê, weet julle nie wat aan die wedloop hardloop nie? Almal hardloop, maar ontvang 'n prys nie. Almal hardloop, maar nie almal gaan 'n prys kry nie. Hardloop sodat julle dit kan behaal, en elkeen wat om die prys meeding, is in alles nigter. Wanneer jy hardloop, hardloop moet laat maak. Jou geloof. Ons almal is op verskillende vlakke, as ek dit so kan sê. Maar God het aan elkeen 'n gelyke maat van geloof gegee. Party beoefen hulle geloof, ander beoefen nie hulle geloof nie. Dis kom ek sê vlakke, dat jy kan verstaan. Ou wat 10 ure 'n dag in die woord spandeer, en ou wat 'n minuut spandeer, sy geloof gaan nie dieselfde wees nie. Daar's 'n gap. Maar wanneer jy hierdie wedloop hardloop, spandeer jy jou tyd saam met God? Of hardloop jy saam met die wêreld? Want as jy saam met die wêreld hardloop, gaan jy die vleeslike dinge begin doen, en nie die geestelike dinge. As ons in Jakobus 1 vers 12 herinner ons dat daardie kroon nie 'n toeval of 'n moontlikheid is nie. Dit is nie van wat Jesus sê, as jy voltooi gaan ek miskien vir jou 'n kroon gee nie. Jy gaan 'n kroon kry. Dit is God se belofte. Want die woord sê vir ons, God lieg nie. God verander nie sy gedagtes aangaande rondom jou nie. God se gister, God se vandag en God se tot aan alle ewigheid is dieselfde. Hy is onveranderlik. Maar wanneer die skrif sê salig is die man wat versoeking verdra, beteken dit nie dat jy nooit druk gaan kry nie. Dit beteken nie dat dis net 'n walk in the park nie. Jy gaan nog steeds drukking ervaar. Maar dit beteken eerder dat so 'n persoon die druk saam met Jesus doen. Wanneer hy hierdie druk ervaar, gaan hy nie net opgee nie.
Hy sê, Lord, Here Jesus, help my. Ek kan nie hierdie alleen doen nie. Want as jy opgee, ek sal prys wat jy verloor. Die kroon word nie gegee aan die wat nooit struikel nie. Maar dit word aan die wat struikel en weer opstaan. Ons almal struikel op een of ander tyd in ons lewe. Na jou hart vir Jesus gegee, struikel jy. Jy gaan, as ek dit so kan sê, 'n backslide maak wat hulle doen. Jy gaan op een of ander tyd, miskien die pad afdraai, waar jy nie moet afdraai nie. Maar as jy terugkeer na Jesus toe, staan jy in lyn weer. Die kroon is vir mense wat lief het, wat vasbyt, en wat aanhou glo, al verstaan hulle nie alles nie. Ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek weet God verstaan. En laat my baie keer goeders doen. Dan dink ek, wat is die doel nou van hierdie? Maar as ek net rustig word, dan sê hulle gees vir my, God het 'n plan. God het 'n plan hoekom jy hierdie nou moet doen. Is dit my toets? Ek weet nie. Maar God weet. Openbaring 2 vers 10 sê, wees getrou tot die dood. Hy vra nie hier vir mense om homself te red nie. Hy sê nie, jy moet net jouself red nie. Ek en jy kan nie jouself red nie. Maar ons kan na Jesus toe gaan, en hy kan vir ons red. Hy vra vir 'n hart wat vashou, wat aanhou. Raak die pad donker. Volharding is nie hoe sterk jy is nie. Hoeveel krag het jy nie? Kom ons kyk wat sê die woord vir ons oor volharding. In Hebreërs 10 vers 35 en 36. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Soos Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertroue die dinge wat ons hoop, wat ons nie kan sien nie. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit wat jy weet, dit wat jou geloof is, gaan jy dit prysgee. As jy weet dit is verkeerd om moord te pleeg, gaan jy moord pleeg. Glad nie. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Is om aan te hou, deur te druk, nie op te gee nie. Jakobus 1 vers 3 en 4 sê, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Dis in daai fase wat jy moet ingroei. Moenie quit voor die wedstryd nie. Hardloop deur. Ek dink so aan wanneer die ouens Comrades hardloop. Daai ou wat heel eerste is, dis daai banner daar, wat jy so deur hardloop. Jy moet daai prentjie in jou kop hê van, ek hardloop om dit te kry. Wat ons in Johannes 15 vers 5 lees, maak Jesus dit duidelik, dat ek en jy niks sonder hom kan doen. Dit sluit ons geloof, ons gehoorsaamheid, en selfs ons volharding in. As ons wil volhard, moet ons
met Jesus te doen. As ons geloof opbou, moet ons dit met Jesus doen. Daarom is ons jaarthema nie net 'n slagspreuk nie, maar dit is 'n geestelike waarheid. Ek kan nie, maar met Jesus kan ons. Voordat daar 'n kroon van die lewe was daar 'n ander kroon gewees. Daar was 'n doringkroon gewees. Daar was 'n kroon wat Jesus moes gedra het, wat hy in sy kop gestamp het. Hy moes pyn ervaar. Hy moes dit verduur het. Jesus was verneder. Hy het gevoel hoe voel dit om verwerp te word. Hy het gevoel hoe voel dit om gebreek te word. Maar alles ter wille van my en jou ewige lewe. Dis hoekom het Jesus dit gedoen. Jesus het nie dit gedoen vir homself nie. Hebreërs 12 vers 2 sê dat Jesus deur die kruis gegaan het omdat hy verder gekyk het. Jesus het die vreugde gesien wat sou kom. Tot net vir kort my woorde. Jesus het verder gekyk. Want hy het geweet God het 'n plan. Die vreugde sluit elke een van ons wat hier so is vandag in hierdie gedeelte van Hebreërs 12 vers 2. Die vreugde wat Jesus ervaar het, wat hy geweet het, gaan nie weer kom. Ons dra nie die kroon omdat ons die stryd gewen het. Ek en jy gaan 'n kroon dra hoekom Jesus oorwin het. Die oorwinning is syne, maar die kroon wat ons van ontvang is 'n genade. God se belofte is duidelik vir my en vir jou, vir die wat hom liefhet. Liefde beteken nie foutloosheid nie. Dit beteken verhouding. Hoeveel keer in 'n huwelik het die een of die ander een foute gemaak? Is die huwelik verbreek uit mekaar uit oor 'n fout? Die liefde herstel die fout. En saam beteken dit 'n verhouding. Waar jy Jesus sit volgende, waar is jou verhouding met Jesus? As jy 'n fout gemaak het, is jou verhouding so dat jy kan gaan en sê Jesus het 'n fout gemaak. Of is jou verhouding so wanneer jy 'n fout gemaak het, dat jy weghardloop, dat jy te skaam is om te gaan en sê jammer. Want as jou verhouding uit liefde is, gaan jy na Jesus toe kan gaan en sê Jesus, vergeef my. Ek het fout gemaak. En ek kan vir jou garantie gee vandag dat Jesus gaan nie sy rug bloot raai nie. Romeine 8 vers 37 sê, lees ons, dat ons is meer as oorwinnaars. Nie omdat ons sterker geword het nie, maar omdat ons saam met Jesus is. Ons oorwinning lê nie in wat ons doen nie, maar aan wie behoort jy?
Jy wat hier so sit vandag, liewe kind van God, is jy geestelik, emosioneel, fisies moeg? Ons sit in die begin van die jaar. Almal sê ja, as jy vakansie gehad het, is dit, jy is weer perdfris. Maar nou sê, daar is 'n gesegde wat sê, change is good as a holiday. Maar as jy 'n holiday gehad het, en jy is geestelik moeg, jy is emosioneel, hoe gaan jy vorentoe kan gaan? Hoe gaan jy kan volhard tot op die einde? Hoe gaan jy kan deurdruk tot op die einde? Wanneer jy nie na Jesus toe kom nie. God beloof in Jesaja 40, dit is vers 31 wat hy sê, hy gee krag aan die wat geen krag het nie. Ons almal raak moeg. Ons almal kom op 'n punt wat net sê, kan ek net die skakelaartjie bietjie afsit, dat ek net bietjie kan rus. Jy's getap, jy's getrein. Maar wie gee vir ons krag om aan te gaan? Jesus. Dit beteken dat jou swakheid nie 'n struikelblok is nie, maar 'n plek waar God jou is 'n plek waar God vir jou weer krag gee. Wanneer jy op daai struikelblok kom en gefouteer. Wat is die beste manier wanneer jy geval het? Op jou knie. En dan op te staan. Wanneer jy op jou knie eers gaan en gaan repent, dan staan jy makliker op. Amen. Maar as jy geval het, en jy wil net direk opstaan, gaan jy sit. Maar wanneer jy sê, Jesus, ek kan nie meer nie. Ek sien nie die lig aan die ander kant van die tonnel. Ek sien nie hoe ek hierdie jaar kan weergaan nie. Ek sien nie hoe ek 2026 kan deurgaan nie. Gaan dit iets vra van jou? So dit vir Jesus te gee. Dis vir hom te sê, ek kan nie. Of wanneer ek dit vir hom gee, help my, gaan ek dit nie terugvat nie. Ek sluit volgende af, met die kroon van die lewe mag, is nie net vir volmaakte mense nie, want net Jesus was volmaak. Dis vir my en vir jou, wat gefouteer het, of wat 'n sondaar, wat in sonde was, maar wat by Christus uitgekom het, en 'n kind van God geword het. Want dit is wanneer ons, soos 'n loot, ons is ingeënt in hom in. Ek en jy kan nie op ons eie deurmaak nie. Dis om mense, doodgewone mense, soos ek en jy, wat vashou aan Jesus. Ons toekoms lê nie in ons prestasies nie. Dit lê net in Jesus. Wanneer ons sterf, sal twee paaie, die ewige lewe of nie. En alles lê net by Jesus. Hy is die een wat die kruis gedra het. Hy is die een wat die krag, wat die graf en die dood oorwin het. Hy is die een wat leef tot in ewigheid. En as jy saam met hom is, gaan jy tot in ewigheid leef. Liewe kerk, elke
kind van God wat in hierdie gebou is vir Here. Jesus sê, hou vas. Hou aan. Druk deur. Moenie stop voor die einde. Al kos dit wat, druk deur. Dan sê die woord vir ons, en Jesus sal vir jou die kroon van die lewe gee. Dink so jy staan op baie podium. Dis God die Vader. Jesus. My kom na jou toe. My sê vir jou, my kind, is jou kroon. Is jou kroon vir ewige lewe. Daai ouens wat op die Olimpiese spele van die president wat die medalje opsit. Jy sien daai mense gesigte, daai smiles. As hulle nie ore gehad het nie, was hy smaal reg rondom. Wat 'n meer joy sal dit wees as ons daai kroon ontvang. Wat 'n joy sal dit wees. As jy Jesus ontmoet en jy weet hy het jou gered en die katters. Dit is harde woord. Wat 'n blydskap sal daar wees wanneer jy daar staan. Dis 'n mooi getroue seun, my getroue dogter. Oor min was jy tevrede, maar oor baie sal ek jou aanstel. Dis nog nie te laat. Dis nog nie te laat om terug te draai nie. Dis nog nie te laat om my keuse te maak. Sê I want to follow Jesus. And I want to follow Jesus alone. Want ek wil nie die vleeslike dinge doen nie. We gaan nou weer voor. Romeine 8 vers 7 sê, die vleeslike gesindheid, vyandskap teen God. Vers 8 sê, die wat in die vlees is, God nie kan behaag nie. Amen. Dis 'n keuse wat elkeen van ons maak. Wat gaan jy maak? Jesus kan jou help om my keuse te verander. As jy hom toelaat. Kom ons sit so, sê ons oor. Dankie Vader. Vader, ons as gemeente wil dankie sê vir die kroon van die lewe. Vader, dankie vir die prys wat Jesus betaal het, sodat ons die kroon kan ontvang, soos hom aangeneem het. En ons hom deel gemaak het, om eerste stel in ons lewe. Vader, ek weet soos die woord uitgegaan het, ek gesien die trane oor die mense se wange rol. Vader, my gebed is dat daai besluit sal wees om te sê, I want to follow Jesus, and I want to follow Jesus alone. Ek wil nie die dinge van die vlees bedink eers nie.
Ek wil nie die dinge van die vlees doen nie, want dit behaag U nie. Vader, ek wil bid dat Heilige Gees by elke een net sal stil staan en net hulle sal vertroos. En ons bid dat Heilige Gees vir hulle sal openbaar, dat Heilige Gees vir hulle sal die waarheid wys, die Heilige Gees vir hulle sal wysheid gee hoe om hierdie jaar aan te pak. Vader, dat ons nie aan die einde van die jaar kom en dit mis nie. Dat ons hierdie jaar sal volhard in alles wat ons doen. Maar Vader, wanneer ons 'n situasie ervaar, op beproewing op ons pad kom, want die vyand het vir Jesus ook in die wildernis, hy het hom beproef. Hy hou nie daarvan dat ons rug gedraai het. Maar Vader, ek sal dit weer en weer en weer doen. Ek sal nie my rug op Jesus draai. Maak nie saak deur wat ons gaan nie. I want to follow Jesus and Jesus alone. Al lyk die dinge van die wêreld beter, maar dit behaag U nie. Vader, wil ek hê dat U dit van ons af sal wegvat. Dat ons nie eers daardie behoefte wil kry, dat ons dit moet oorweeg miskien. Dankie Vader vir die liefde. Dankie Vader vir die genade. Dat ons elke dag die krag het. Dankie Vader dat U ons geesmens sal opvat. Soos ons tyds verleer in die woord. Dat ons nie ewige lewe sal mis nie. In Jesus se naam bid ek. Amen.